Goeiemôre geliefdes. Vanoggend is ons saam om die lewende Heer te ontmoet, om aan aanbidding te wees. Kom ons vra dan so vanoggend in ons stil gebed, dat die Here tot elkeen van ons sal spreek om hierdie boodskap vanoggend te hoor. Wanneer ons dan saam met Maria Magdalena, saam met Petrus en die geliefde disipel gaan getuig van ons geloof, hierdie opstandingsgeloof, wat ons uitleef. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Amen. Ons sing vanoggend as lofsang Majesteit, lied 157. En daarna sing ons lied 245. Ek wat vergifnis, Here, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Ons is verlos.
Ons luister vanoggend na die wet van die Here, waar dit geskryf is as 10 beloftes. Hoe ons lewens sou lyk as ons hierdie wet van die Here, hierdie 10 gebooie so uitleef. As God die eerste plek in jou lewe inneem, sal jy geen ander gode wil dien nie, want God sal die ereplek in jou lewe hê. As God in jou hart woon, sal dit nie nodig wees om gesnede beelde van God te maak nie, want jy sal self God se beeld dra. As jy God liefhet, sal God se naam nooit 'n vloekwoord oor jou lippe kan wees nie, maar in alle omstandighede deur jou eerbiedig en gerespekteer word. As God die ereplek in jou lewe het, sal die Sabbat die hoogtepunt van die week vir jou wees. Dit sal vir jou 'n vreugde wees om in die gemeenskap van die heiliges vir God te aanbid, 'n dag om na uit te sien en nie om teenop te sien nie. As God in jou lewe is, sal dit vir jou 'n voorreg wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal nie vir jou moeilik wees nie, want agter jou ouers sal jy vir God sien, wat hulle vir jou uitgekies het. As jy God se liefde jou eie gemaak het, sal jy nooit iemand seermaak of haat nie, wat nog te sê doodmaak. As jy God liefhet, sal dit nie moeilik wees om aan jou lewensmaat getrou te wees nie. As God 'n plek in jou huwelik het, sal julle vir mekaar lief wees en julle geluk sal God in sy hande bewaar en dit vashou. As God op die troon van jou lewe sit, sal jy daagliks vra, aan wie en waar kan ek aan iemand anders iets gee? Nooit sal ek van iemand anders iets wil wegneem nie. As God in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van 'n ander kwaad te praat nie. Deur God se Gees sal jy 'n mens wees wat van ander niks sal sê as dit nie iets goeds is nie. As jy een is met God, sal God se Gees jou tevredenheid gee om ver genoeg te wees met dit wat jy het, met die besef dat God gee soos wat jy nodig het, en wat hy gee, gee hy altyd genoeg, sodat jy nie sal kort kom nie. Kom ons bid dan vanoggend saam. Ons almagtige, drie-enige God, Here, ons dankie, dat ons vanoggend uit u woord kan lees, dat ons elkeen 'n boodskap kan hoor, dat u met elkeen van ons harte so sal werk, dat dit warm sal word, dat ons elkeen sal hoor wat u vir my wil sê. Here, ons vra dat u ons nou sal aanraak, dat u ons ore sal oopmaak, ons harte en ons oë, sodat ons u nou sal hoor, dat ons u sal sien en dat ons u nou sal ontmoet. Here, ons vra dat u alles in ons sal stil en rustig maak, dat u ons kalm sal maak, dat ons gefokus sal wees op u woord en hierdie ontmoeting met u. Here, spreek nou, want ons is u dienaars, ons is u kinders en ons wil luister. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is Johannes 20 vers 1 tot 10. Die Sondagmôre vroeg toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was. En sy sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop. Maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke daar lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Hierdie doek het nie by ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan. En hy het dit ook gesien en geglo.
Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disippels weer huis toe gegaan. Geliefdes, is ons skriflesing vanoggend, soos wat Johannes hierdie opstandingsverhaal vir ons vertel. Gelukkig is ons wat dit hoor en ons geloof hieruit vorm. Geliefdes, wanneer ons dink aan dood of kruisdood, dan kan ons maar vir mekaar sê, daar geen lewensmoontlikhede oor is nie. As ons dink aan die dood, is lewe die laaste ding wat by ons opkom. Lewe is daar die laaste moontlikheid. Geliefdes, maar wanneer ons na Jesus se dood kyk, wanneer ons na Jesus se kruisiging kyk en ons sit ons opstandingsbril aan, dan verander hierdie prentjie heeltemal. Hierdie situasie en wêreld verander heeltemal. Voordat Jesus in die wêreld gekom het en toe Jesus mens was in die wêreld, was die wêreld baie donker en duister geweest. In die wêreld was daar baie sonde. Geliefdes, en daardie wêreld en daardie lewe het 'n begin en 'n einde gehad. Die dood het daardie einde gebring. Jesus se kruisiging en opstanding, hierdie groot fees wat ons vier, met hierdie twee groot gebeure, het gekom en die wêreld kom versoen. Jesus wat gesterf het as die eerste groot gebeurtenis en opgestaan het as die tweede groot gebeurtenis. Hierdie kruisiging en opstanding van Jesus bring die teenoorgestelde. Dood bring toe lewe. Jesus se dood bring lewe. Maar geliefdes, soos die disippels in hierdie teksgedeelte, hulle het geglo en hulle het gesê die werklikheid is daar dat Jesus dood is. Maar het dit so bietjie moeilik gevind om die werklikheid van die opstanding te glo. Miskien was dit omdat hulle nie verstaan het nie, soos wat die teksgedeelte sê. Maar hulle het dit moeilik gevind om dit te kan glo. Hulle het geglo in die dood, maar die opstanding was vir hulle nog moeilik geweest om te verstaan en te glo. Want hulle het geweet met die kruisiging, met die dood, hierdie gebeure het kom verkondig dat die redding plaasvind, die versoening, die heilsgebeure. Maar met die opstanding was dit moeilik om te verstaan wat dit gebring het. Geliefdes, die opstanding is gelyk aan lewe. Opstanding beteken lewe. Die opstanding het vir die disippels die belofte gehad van lewe. En vanoggend is dit daardie belofte aan my en aan jou ook. Die opstanding is die belofte van lewe. 'n Lewe wat nie afgesluit kan word nie. 'n Lewe wat nuut is, sonder daardie donker en duister en sonde van voor Jesus. 'n Nuwe lewe skoon en sonder dit. 'n Nuwe lewe waaraan daar nie 'n einde is nie. En as ons dit sê, dan sê ons dat Jesus die Here is van alle tye. Die 3 tye, die verlede, die hede en die toekoms. Jesus wat die Here is van die verlede, Jesus wat die Heer is van nou, en die een is wat die volëinding van die wêreld bring. En so bring Jesus se dood vir my en vir jou lewe. Lewe dat ons vry is van die verlede, en dat ons as mens nou hierdie nuwe baadjie, hierdie nuwe lewe kan aantrek. 'n Opstandingslewe. God wat ons roep om hierdie nuwe lewe aan te leef, aan te trek en uit te leef. Jesus Christus se opstanding wat ons geloof vorm. Geliefdes,
uit hierdie kruisiging wat oorgaan tot die opstanding. Hierdie kruisiging wat die verhaal nie klaar is nie, waar die gebeure nie klaar is nie, maar waar dit oorgaan na die opstanding toe. Dit bring vir ons opstandingsgeloof. Geliefdes, ons glo in die opstanding. En ons glo dat ons 'n opstandingsgeloof het. Eers het die disippels ongeloof gehad en later het dit gegroei tot geloof. Eers was ons ongelowig gewees en so het dit maar vir ons ook gegroei tot geloof. Op Paasondag het die disippels tot geloof gekom. Ons het met hierdie opstanding tot geloof gekom. En so het ons nou die geleentheid om elke Sondag hierdie opstanding te kan vier. Om elke Sondag ons opstandingsgeloof te kan uitleef. Geliefdes, met die kruisiging en die opstanding glo ons in die oorwinning. Die oorwinning oor die sonde, die oorwinning oor die dood, die oorwinning oor die ongeloof. Ons geloof is nou gevorm op hierdie of uit hierdie opstanding. Ons het hierdie nuwe lewe as gevolg van die opstanding. Ons geloof kom nou tot stand deur hierdie opstandingsgeloof. Geliefdes, uit oorwinning kry ons nuwe lewe. Uit hierdie opstandingsgeloof het ons geloof so gegroei dat dit nie meer net ons menslike gedagtes is nie, maar dat dit ons lewe word, hierdie nuwe lewe wat ons gekry het. Ons opstandingslewe. Geliefdes, in die Johannes Evangelie lees ons in die voorafgaande gedeeltes voor hoofstuk 20 van 'n klomp genesingsverhale. En hierdie genesingsverhale wat elke keer by die punt wil kom om te sê Jesus is die bron van lewe. Wat elke keer by die punt wil kom om te sê Jesus is kwalitatiewe lewe. Genesing, Jesus bring lewe. Hoeveel keer het Jesus met genesing 'n nuwe lewe gebring vir die een wat genees is? Geliefdes, so het Jesus by my en jou gekom en ons kom genees, sodat ons hierdie nuwe lewe kan hê, sodat ons hierdie opstandingslewe kan hê. 'n Lewe wat vry is van sonde en donker en duisternis, maar 'n nuwe lewe wat hierdie opstandingsgeloof kan uitleef, waar ons genees is van alles en nou in oorvloed en met oormate hierdie opstanding, hierdie lewende geloof van ons verder kan uitleef. Geliefdes, sonder Jesus het ons nie lewe nie. Jesus se dood bring vir ons lewe. Jesus is lewe. Die opstanding is vir ons lewe. Mag ons elkeen hierdie roeping waartoe ons geroep word om hierdie nuwe lewe te gaan uitleef. Ook so te gaan leef, dat ons hierdie opstandingsgeloof meer en meer sal uitleef. Dat ons sal weet, ons is genees. Hierdie verhaal is ons genesingsverhaal. Hierdie is die verhaal, hierdie is die gebeure, wat ons geloof kom vestig het. Nou leef ons uit hierdie opstandingsgebeurtenisse. Nou leef ons hierdie opstandingsgeloof. Mag elkeen van ons so aangeraak word deur hierdie ou gebeurtenis. Deur hierdie ou fees, deur hierdie ou bekende, wat ons hoor en waarvan ons weet. Maar mag dit ons so aanraak, dat ons hierdie nuwe lewe sal uitleef. Mag dit ons so aanraak, dat ons hierdie opstandingsgeloof elke Sondag, elke dag sal uitleef. Want aan ons opstandingsgeloof is daar geen einde. Amen. Almagtige drie-enige God, ons dankie weer eens dat ons so kan lees uit U woord. Ons dankie vir die opstanding. Hierdie verhaal wat gekom het en my kom genees het.
dat ek nou 'n nuwe lewe kan leef, dat ek 'n skoon lewe kan leef sonder daardie donker, sonder daardie sonde en seer wat oor my hang. Dankie dat ek nou hierdie nuwe lewe saam met U kan leef. Here, ek bid vanoggend vir elke gemeentelid. Ek vra dat U daar waar seer en hartseer en pyn is, troosting sal bring, dat U verligting sal bring. Ons vra dat U liefde in oorvloed sal bring, sodat ons dit ook so kan ervaar, dat ons leef in U teenwoordigheid. Here, ons dankie vir al ons vreugdes. Here, ons vra dat U ons gebruik om daar te wees vir die wat dit nodig het. Raak ons dan nou so aan. Here, ons sê vanoggend weer, dankie dat U so vir ons sorg soos 'n Vader. Dat U vir ons so baie kan gee en dat ons daaruit kan oes. Ons dank U dat U vir ons sorg, ons bewaar, ons beskerm. Dat ons altyd genoeg het en niks kort kom nie, dat U altyd ons bewaar en beskerm. Here, vanoggend sê ons net weer eens dankie. Dankie vir 'n lewe, dankie vir ons lewens. Dankie, dankie, dankie. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm.
Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.